Die heldendaad van Racheltjie de Beer. Aan die voet van die Drakensberge, waar die winter spierwit en dodelik koud word, het die de Beers byna 100 jaar gelede in 'n eenvoudige hartbeeshuisie gaan woon. Die dogtertjie in die huis, Rachel, was net 12 jaar oud, 'n tingerige gebou, maar haar flikse hande het vir niks verkeerd gestaan nie. Haar pa was nie 'n ryk boer nie. Hy het net 'n paar beeste, klompie skape en 'n bok of 2 gehad. En Racheltjie moes hom van kleins af help om vee op te pas en aan te dryf, beeste in te span en koeie te melk. Toe die gesin nog net 'n paar weke lank op die plaas woon, steek 'n ewige storm een middag op. Die gesin het nog nie die geweld van die winter in die deel van die land ervaar nie, maar hulle is deeglik gewaarsku dat geen mens of dier sonder beskutting 'n nag in so 'n storm kan deurleef nie. Terwyl die wolke al donkerder en swaarder afsak aarde toe en die loeiende wind deur murg en been sny, begin Racheltjie se pa sy klompie vee bymekaar maak om hulle so gou moontlik in die beskutte kraal te kry. Die klein lammetjies word die huis ingedra, waar hulle beter teen die snerpende koue beskerm kan word. Die nag is amper op hulle en die sneeu val reeds so sterk naalde uit die swart lug. Net voordat Rachel se pa die kraalhek toemaak, besef hy dat 'n jong kalfie in die veld agtergebly het. Nou moet elkeen wat kan help soek. Terwyl haar ouers en 'n paar plaaswerkers die verste deel van die weiveld fyn kamp, soek Rachel en haar klein boetie, skaars 5 jaar oud, in die laagte naby die huis. Haar ma voel nie gerus oor die klein seentjie in hierdie stormweer nie, maar sy wil hom ook nie stoksiel alleen in die huis los nie. Laat hom dan eerder saam met Racheltjie gaan, dink sy. Hulle soek mos nie ver van die huis af nie en sal gou weer terug wees. Maar die storm word selfs erger as wat enigiemand gevrees het. Kort voor lank is dit vir die 2 kinders onmoontlik om in die brullende wind koers te hou, terwyl die sneeu die veld om hulle in 'n onherkenbare wit kombers verander. Geleidelik dring die besef tot Rachel deur dat hulle verdwaal het. Toe haar boetie huilend kla dat hy nie meer verder kan stap nie, tel sy hom op. Toe maar, troos sy, ons is sommer nou weer in ons warm huisie. Maar dit word nagdonker. Die minute sleep verby en Rachel word wanhoopig. Haar boetie is aan die verklein, sy moet hom red. Aan haar eie eisige lyf dink sy skaars toe sy haar baadjie uittrek en dit vir hom aantrek. Met die seentjie in haar arm strompel sy 'n paar tree verder, totdat hy weer begin huil. Toe trek sy ook haar rok vir hom aan en bind haar kappie styf om sy gesig vas. Nog 'n paar tree, toe gee sy ook haar onderrok vir hom. Al wat sy aanhou is haar dun onderhempie. Eindelik sien sy iets wat 'n sprankie hoop in haar laat opvlam. Miskien kan sy tog nog haar boetie red. Voor 'n groot muurshoop val sy neer en onder die sneeu vind sy 'n klip waarmee sy die muurshoop begin uithol. Haar arms is lam, haar hande mors dood van die koue, maar sy hou aan. Al stadiger grawe sy, totdat die gat eindelik groot genoeg is dat haar boetie daarin kan pas. In die verskriklikste pyn trek sy haar onderhempie ook vir hom aan, pas haar skoene aan sy voete en gaan lê, heeltemal kaal in die ondraagbare koue, voor die muurshoopgat, om die wind in die sneeu met haar eie lyf van haar boetie af te keer. Intussen het haar ouers ophou soek na die kalfie. Al wat nou saak maak is om die 2 kinders te vind. Die ganse nag deur soek almal op die plaas wanhoopig na Rachel en haar boetie. Met groot komberse en lanterns by hulle, roep, skree en skiet hulle, maar die kinders is nêrens te vind nie. Met rooi dag begin die storm bedaar, en in die eerste lig van die oggend kom een van die helpers op die uitgeholde muurshoop af. Hy roep die ander nader. Hier tref hulle vir Racheltjie aan. Sy is dood. Haar kaal lyfie is net so wit van die sneeu soos die veld rondom haar. In die muurshoopgat lê die seentjie opgekrul.
Hy is styf verkluim, maar hy lewe nog, danksy Rachel se heldedaad. So het Racheltjie de Beer haar eie lewe gegee om haar boetie aan die lewe te hou. Daarom leef haar naam steeds voort as een van die grootste heldinne in die Suid-Afrikaanse geskiedenis.